'n skat gevind. Matteus 13. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie land. Die prinses het in 'n paleis groot geword en sy het alles gekry wat haar hart begeer. Sy was so 'n bietjie bederf. Onder andere was daar 'n persoonlike gids vir haar wat vir haar stories vertel het, want die gids het geweet dat stories help om 'n mens te vorm. Die prinses was baie materialisties en sy was vreeslik lief vir die kroon vol van edelstene. Op 'n middag terwyl sy in die tuin wandel, gaan kyk sy in die fontein na haar refleksie met die kroon vol van die edelstene. En voordat sy dit kon keer, glip die kroon af en val binne in die water. Dadelik gryp sy daarna, maar sy gryp mis en toe sy begin gryp toe, begin die water woel en dit raak al hoe vuiler van die grond en die vuilgoed wat op die bodem gelê het. Haar helpers kom en elkeen van hulle soek en krap en stap in die fontein op soek na die kroon, maar hulle kry niks en hulle sien niks. Die wyse storieverteller gaan sit by haar en begin om vir haar 'n storie te vertel. Aanvanklik raak sy kwaad vir hom, want hoekom help hy nie? En wat kan die storie wat hy haar nou vertel help sodat sy haar kosbare kroon kan terugkry? Maar die wyse storieverteller het net aangehou om te vertel. Later het sy so met 1 oor en halwe aandag geluister. Maar dit was 'n aangrypende storie en die storie het later al haar aandag gevat. Maar net haar aandag nie. Ook die helpers en die soldate wat gehelp soek het na die kroon het later opgehou soek en net geluister na die storie van die storieverteller. Soos wat hulle siele rustig geword het die water van die fontein rustig geword en het die vuilgoed, die sediment, gaan lê. En toe die storie klaar vertel is, het die storieverteller saggies ingegaan, die kroon maklik gesien, uit die fontein gehaal en aan die prinses terugversorg. Is dit nie hoe ons pad met die koninkryk van God loop nie? Dat ons in hierdie lewe naar stigtelik besig is, naar stigtelik soek na iets meers, maar altyd besig is met iets anders. En dan is dit ons eie gevoel wat maak dat ons lewenswater onstuimig raak en terwyl ons wil hoop dat daar wel iets soos die koninkryk van God is, sien ons dit nie en hoor ons dit nie en beleef ons dit nie en is dit nie deel van ons lewe nie. En dan maak ons hierdie afleiding dat die koninkryk van God is seker maar net 'n sprokie, dis nie waar nie. Of ons maak hierdie afleiding dat die koninkryk van God mag dalk waar wees vir ander, maar omdat ek dit nie sien nie, omdat ek dit nie deel nie, omdat ek nie hierdie skat kan vind in my oorbesige lewe nie. Daarom dink ek nie is die koninkryk van God vir my nie. Miskien moet ons oplet dat die koninkryk van God, wanneer dit met 'n skat vergelyk word in die Bybel, dikwels vergelyk word met 'n skat wat begrawe is. Nie net hier in hierdie land nie, dink maar aan die gelykenis van die talente, waar die koninkryk ook 'n skat is wat begrawe is deur die slaaf. Wat sê dat in die alledaagse gang van hierdie lewe, jy nie noodwendig moet aanvaar dat jy noodwendig in hierdie skat sal deel, dit sal vind en dit jou lewe sal verryk nie. Dat dit waarde het om by die meester storieverteller, Jesus, te gaan sit. Want die oomblik wat jy net 'n bietjie uit die besigheid
van jou eie lewe uittreë. Die kalmte oor jou siel kom. Jy bewus word van sy teenwoordigheid by jou. Dan gebeur daar iets. Iets in jou eie lewe wat rustig word. Dis asof jy nuwe oë kry, dat dit wat jy altyd gesoek het en dit wat altyd naby was, maar net buite bereik was, dat dit is iets wat jy kan sien. Jou hand kan uitsteek en jy kan gryp. Die skat wat in die waters van jou eie lewe heeltyd daarin verborge was. Wanneer jy dit wil gryp, dan kom jy agter, dit neem 'n vaste verbintenis van jou. 'n Verbintenis, want die skat van die koninkryk van God is ongelooflik kosbaar. Mense verstaan nie altyd wat die koninkryk van God is nie. Hulle dink partykeer aan die koninkryk van God, dat dit iets is soos 'n idee, dat dit iets is wat nie altyd werklik is nie. Kom dan praat ons van 'n land en dan sê ons, 'n land se grense word oor 'n kaart getrek en daar is die binnekant van die grense en die buitekant van die grense en die binnekant van die grense is daar sekere voordele van die landsburgers. Kom dan dink ons aan die koninkryk van God as mense. Verskoning. Jesus wat hom openbaar aan mense en die kenmerk van die koninkryk van God is dat dit 'n groep mense is wat aan Jesus behoort. En aan Jesus behoort is die uitgaande kenmerk van hulle lewe dat Jesus daar by hulle in die lewe teenwoordig is. Hulle is nie beperk tot plekke op die aarde nie. Hulle is oor die hele aarde versprei, maar daar waar hulle is, daar is Jesus in besonder teenwoordig. En omdat hulle behoort, is hulle draers van 'n belofte. En die belofte is nie net 'n belofte van verlossing nie, dis ook 'n belofte van toerusting, dat hulle draers van die Gees is en daardeur toegerus sal word vir die lewe wat vir hulle voorlê. Want om aan Christus te behoort, is om in sy koninkryk te wees. En dan is daar 'n kenmerk wat die koninkryk van God volg. En daardie kenmerk is geregtigheid. As jy vir een oomblik dink dat geregtigheid nie belangrik is nie, dink vir 'n oomblik hoe lyk die lewe, hoe lyk die wêreld sonder geregtigheid? 'n Wêreld waarin boosheid nie 'n grens het nie, waarin verkeerde dinge nie gestraf word nie. 'n Wêreld waarin elke mens maar kan maak soos wat hy wil, sonder gevolge. Hoe sal dit wees as jy sit en dink dat 'n samelewing moet bly voortbestaan waar die wat hard werk nie erkenning kry nie, die wat probleme oplos nie bevordering kry nie? Hoe sal 'n samelewing werk wat as te ware onderste bo is en maar mog getroffe is, waar daar nie regtig reëls is van reg en verkeerd of goed en sleg nie, waar elkeen maar aangaan soos wat hy goed dink, en nooit eens die vraag vra of my optrede of my dade of my weerhouding bou of breek nie, goed is of sleg is nie. Dis die wêreld sonder geregtigheid. En terwyl ons so daaroor praat, dan is dit so 'n stem wat in ons gedagtes weer klink en sê, weet jy, maar daar is groot gedeeltes van ons wêreld wat jy so is. Jy so ongeregtig is, en nou verstaan u hoekom Christus sê, laat ons bid, laat die koninkryk kom, want daar is nog 'n pad van geregtigheid wat moet volg, en oralster waar die wat aan Christus behoort, daar waar hulle wandel, daar waar hulle kom, daar bring hulle geregtigheid met hulle saam, en daar is groei. Daar is nuwe lewe, daar is herstel. Want geregtigheid is die kenmerk van die koninkryk van God, wat nie net ons verhouding met God stel nie, maar ons verhouding met mekaar stel. En as jy die koninkryk van God in jou lewe wil laat kom, streef om geregtigheid te laat geskied.
Maar dis nie al nie. Die koninkryk van God staan ook in die teken van transformasie. Ek weet, baie van ons sit en dink dat ek is soos wat ek is en God my aanvaar soos wat ek is met die bedoeling dat ek nie hoef te verander nie. Maar prys die Here, verandering is moontlik. Verprys die Here, verandering is juis wat gebeur wanneer ek met die koninkryk van God in die binnekant werk. En dit is nie 'n verandering wat net aan die buitekant gebeur, dit is verandering wat van hart af, van binnekant af uitgebeur. Sit en dink net daaraan, hoe moet dit wees? Jy behoort nou in die koninkryk van God, maar jy leef nog met die hart van die wêreld. Jy behoort in die koninkryk van God, maar jy dink nog soos die wêreld. Jy behoort aan die koninkryk van God, maar jou optrede is nog soos die van die wêreld. Dan het jy mos geen bydrae om te maak tot die wêreld nie. Wat is jou waarde dan? Maar jou waarde is dit juis daarin dat jy anders dink, anders glo, ander waardes het en uiteindelik anders optree sodat jy die verskil in die wêreld kan maak wat tot die wêreld se redding sal lei, sodat jy die verskil in die wêreld kan maak. En dis hierdie transformasie wat in jou gebeur, wat jou eie waarde vorm en meer maak en by jou lewe waarde toevoeg. In hierdie gedagte is daar een groot transformasie en dit is dat kinders van die koninkryk het 'n ander lewens metafoor waarmee hulle leef. Hierdie man wat die skat gevind het was vol van lewensvreugde. En die lewensvreugde het die bron geword wat sy optrede vorentoe gerig het. Dit het die bron was met lewensvreugde wat hy alles verkoop het en die stuk grond gekoop het. Was met lewensvreugde wat hy sy lewe voortgesit het. Sit en vergelyk dit in jou lewe voor die koninkryk. Jy hoef net 'n rukkie met mense te praat, dan kom jy agter waar hulle lewensmetafore vandaan kom. 'n Lewensmetafoor van werk, want ek glo in verdienste. 'n Lewensmetafoor van veg, want alles is 'n stryd en alles is 'n oorlog. 'n Lewensmetafoor van kompetisie om voor te kom en een tree beter as jy te wees. 'n Lewensmetafoor wat lei tot mense wat sê, ek is moeg, tot mense wat sê, ek is leeg, 'n lewensmetafore wat sê, wat mense lei om te sê, weet jy wat, ek is gebreek, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. Lewensmetafore waar daartoe lei dat, selfs as ek die grootste sukses in die lewe bereik, hier in my binnekant het ek geen betekenis nie. Ek is hol, ek het leeg, ek het nie 'n rede om te leef nie. Maar die oomblik, wanneer jy die koninkryk van God sit, daar ingaan, dan ontdek jy die werklike lewensvreugde, wat vir jou betekenis in die lewe gee, wat vir jou betekenis gee oor die dinge wat jy bereid is om prys te gee. Prys gee in terme van, waarin werk ek, dan gee ek my energieprys. Prys gee van my aandag. Prys gee omdat ek 'n nuwe stel waardes het. En ek besef dat die verskil wat ek maak, dis my naby my hartsmense. Dis 'n koninkryksverskil, die verskil wat ek maak in my gemeente, in my gemeenskap, is 'n koninkryksverskil. Van die waarde wat ek toevoeg, is nie net tot my transformasie nie, maar ook tot die transformasie van die wêreld waarin ek leef. Daar's 'n derde ding wat die koninkryk van God ongelooflik kosbaar maak. Dis die feit dat dit werk met die beginsel van vrywilligheid. Mense wil dit nie altyd hoor nie. Maar 'n mens kan die werking van God en die werking van Christus weerstaan. Dink net aan die ryk jong man wat van Christus af weggeloop het. Of dink net aan daardie slaaf wat die koninkryk van God begrawe het. 'n Mens kan dit weerstaan. Dit is nie so dat die werklikheid van die koninkryk van God noodwendig in jou lewe sal sigbaar word en jy noodwendig met die kosbaarheid daarvan in jou lewe sal leef nie. Daarom saam met hierdie vryheid wat jy het, om te kan sê, weet jy, kan daarvan wegstap. Saam met daardie vryheid het jy ook 'n verantwoordelikheid dat wanneer jy sê, maar ek wil die koninkryk van God aangryp,
jy jou verantwoordelikheid sal opneem wat jy het, om in jou lewe te staan, as 'n verteenwoordiger van hierdie God wat jou tot sy gemeenskap gevoeg het. Dink jy vir een oomblik, dat daar die skat van jou wat jy in die grond van jou lewe ontdek het is bedoel, net tot jou verryking, net tot jou verheerliking, net dat jy self in jou eie lewe die verwaande prinsesie met 'n kroon kan wees? Of dink jy dat God het 'n groter bedoeling daarmee gehad? Want jou koninkryksverantwoordelikheid is teenoor die mense in jou lewe, is teenoor die mense na wie Christus jou toestuur, laat jy nie net in jou eie lewe nie, maar in hulle lewe jy so 'n bydrae sal maak dat die koninkryk daar vir hulle ook sal kom. Dat geregtigheid vir hulle sal kom, dat hulle behoort aan vir hulle sal kom. Mens sit met hierdie twee dinge. Die een kant is dit wat in jou binnekant moet gebeur. Baie meer as verlossing. Ja, verlossing is die deur, is die ingang tot die koninkryk. Maar dan is daar die Gees en as die toerusting van die Gees. Maar saam met dit gaan dit daaroor dat jy 'n bydrae moet maak. Dat jy 'n verskil moet wees. Het jy gesit en dink dat jy 'n bydrae tot jou mense, 'n bydrae tot jou gemeenskap wil maak, 'n bydrae tot die wêreld wil maak, sonder dat jy die karakter daarvoor het, sonder dat jy die toerusting daarvoor het? Of het jy gesit en dink dat jy al die toerusting in die wêreld het, maar dat jy nie die tree gee om die bydrae te maak nie? Dit kan mos nie wees nie. Met al die toerusting en die gawes en die talente en die Gees wat die Here jou gee, vra hy van jou die verantwoordelikheid om toe te tree tot jou lewe, sodat daar waar jy kom, herstel sal wees, sodat jy daar waar jy kom, lewe sal kom, sodat daar waar jy kom, jy 'n draer van die koninkryk van God sal wees. Dit klink mooi. Dis kosbaar. Maar ons mense besef nie dat die prys vir die voorreg wat ek en jy het om die koninkryk te dra, was ongelooflik duur nie. Dink vir 'n oomblik so daaraan. Het God geweet, toe hy die hemel en die aarde gemaak het, dat daar in die paradys 'n slang en 'n versoeking, 'n stuk sonde sal inkom? Het hy geweet van die verval, van die vervreemding van hom, van die geweld, van die oorloë, van die hongersnood, van die natuurrampe, van die ongeregtigheid, van die siektes, van die worsteling om 'n bestaan te kan maak, van die sukkel met verhoudings, van die pyn en die seer kry en die verwerping, het hy daarvan geweet? Ja, hy het. Wat het gemaak dat hy dan nog steeds besluit het dat daar steeds 'n skepping sal wees, dat hy nog steeds besluit het dat jy nog steeds deel sal wees, want God het gesê, ek sal self die prys betaal. Ek sal self die prys betaal vir die verlossing. Ek sal self die prys betaal vir die herstel. Ek sal self die prys betaal, want dis die moeite werd om met jou in daardie verhouding te wees. Daarom gee ek nie om die prys te betaal nie, want dis nie net my koninkryk wat kosbaar is nie. Jy is ook vir my kosbaar, so kosbaar. Ek sal die prys betaal, sodat jou lewe die volheid kan wees, wat ek daarmee bedoel het, en waarvoor ek jou bestem het. Dit is baie lekker om te dink dat ons dalk die evangelie net hier kan stop. Maar hierdie gelykenis vertel vir ons iets anders van die koninkryk van God.
dat toe die man onder die indruk kom van die kosbaarheid daarvan, het hy alles wat hy gehad het verkoop, alles wat hy gehad het ingeruil. Ons sien dit in die lewe van Petrus. Op die dag wat hy die grootste visvang, die beste besigheidsdag ooit gehad het, op daardie dag, het hy Christus gevolg en het sy besigheid net so gelos. Paulus wat getuig van alles wat van waarde gehad het, het nou vir hom nutteloos geword, het dit net so gelos. Die disippels, gelowiges, in elke tyd en plek in die geskiedenis, wat hulle lewens net so los, die lewe self net so los, om die kosbaarheid van die koninkryk van God aan te gryp. Omdat hulle die waarde daarvan eerstens beleef het, en omdat hulle verbind is om die waarde daarvan in die wêreld sigbaar te maak. Jy sien? Miskien is dit die probleem. Nie dat ons nie weet wat die koninkryk van God is nie. Nie dat ons nie weet wat die prys is wat God betaal nie. Maar dat ons self nie die waarde van die koninkryk van God, daardie prys wat ons moet prys gee, wil doen nie. Dink vir 'n oomblik daarna van die pa en ma wat nie al die geld in die wêreld het nie, maar elke maand spaar hulle ietsiekie, sodat wanneer Kersfees kom aan die einde van die jaar, hulle vir hulle kind die remote control kar kan koop, wat hy met sy hart begeer, en hulle spaar elke maand as die geld weg, en hulle gaan koop het in Kersfees, is dit groot vreugde. En dan 2 dae na Kersfees, dan kry hulle daar die kar vergete buitekant, in die nag, in die dou gelos, om te lê en te verniel. Is dit nie hoe ons met God maak? Wanneer ons nie waarde heg aan die prys wat hy betaal, die opoffering wat hy maak, sodat ons die voordeel van die koninkryk kan hê nie. Waarom dan sal jy nog jou eie selfgemaakte koninkryk wil aangryp? Die dogtertjie het by 'n pa 'n stel parels gekry, vals speelparels sommer. Maar sy was vreeslik lief daarvoor. In die oggend as sy opstaan, is die eerste ding wat sy aangetrek het, en as sy in die aand gaan bad, dan is die laaste ding wat sy uitgetrek het, dan sy het langs sy bed gesit, en môre as sy opstaan, dan trek sy dit weer aan, dan speel sy, en dan verbeel sy haar, maar sy is hierdie baie mooie prinsesie, met die parelhalsnoer. So het sy met die parels gespeel, dat die pa besluit het, maar ek gaan vir haar 'n stel regte parels gee. En so, toe hy dit vir haar wil gee, en is baie meer kosbaar as dit wat sy het, toe begin sy skree, en sy begin skop, en sy begin huil, want sy gryp hierdie valse speelparels van haar met alles aan wat sy het, want sy is met hart en siel en gedagtes en daad aan dit verknog. En dis ons. Dis ons wanneer ons in hierdie lewe self verknog raak. Wanneer ons aan ons eie handelinge self verknog raak. Wanneer ons nie kan los om die koninkryk van God wat hy vir jou gee aan te gryp nie. Die skat in jou lewe is nie meer verborge nie. Wanneer jy uit jou lewe tot rus kom, bewus raak van Christus, dan sal jy daar die ongelooflike skat vind. Dis verseker die moeite werd om te los, sodat jy Jesus se koninkryk kan aangryp. Amen.